Goeiemôre. Jy luister na die 10de oordeenking in die reeks Jesus is die vraag. Ons tema vir oggend is: waarom het jy begin twyfel? Ons luister na Jesus se vraag in Matteus 14 vers 22 tot 33. En onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim en so lank voor hom uit na die oorkant te vaar terwyl hy die skare wegstuur. Nadat hy die skare weggestuur het hy teen die berg opgegaan om in afsondering te bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Die boot was reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af en is deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. In die 4de nagwaak, tussen hakies, dis tussen 3:00 en 6:00 in die oggend, het Jesus na hulle toe aangeloop gekom op die see. Toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle vreesbevange geraak en gesê, "Dis 'n spook," en van angs begin skree. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, "Hou moed, dit is ek. Moenie langer bang wees nie." Petrus het hom geantwoord, "Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe kom." Hy het gesê, "Kom." Petrus het van die boot afgeklim en op die water geloop en na Jesus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe hy begin sink, skree hy, "Here, red my." Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, "Klein gelowige, waarom het jy begin twyfel?" Toe hulle in die boot klim, het die wind gaan lê. Die in die boot het voor hom neergeval en gesê, "Waarlik, U is die Seun van God." Dit is seker een van die mees gepreekte tekste in die ganse Bybel. Jesus wat op die water loop en Petrus wat dit daarna waag om dit self te doen. Daar is soveel dieperliggende betekenis hier om te ontsluit. Maar vir vanoggend gaan ons nadink oor Jesus se vraag aan Petrus, "Waarom het jy begin twyfel?" Ons sal maandag verder hieroor gesels, maar kom ons praat vanoggend oor geloof en twyfel, oor geloof en oortuig wees. Die optrede van Petrus lê in die fokus hier. Dit is een ding om Jesus te sien loop op die water. Dit is iets anders om Jesus hierin te wil nadoen. Die skrywer van Jesus is the Question, Martin Copenhaver, beskryf die verskil tussen faith en belief, geloof en oortuiging. Belief is die oortuiging dat iets waar is. Jy het 'n belief, jy het 'n oortuiging. Faith is geloofsvertroue, om jouself oor te gee aan dit wat jy glo wat waar is. Belief is 'n oortuiging dat iets waar mag wees, maar jy bly in die bootjie sit. Faith laat jou opstaan uit die boot en die eerste tree op die water gee. Hy vertel 'n kort verhaal om die verskil aan te dui. Gestel jy is by 'n sirkus en jy aanskou die asembenewende waghalsigheid van die touloper. Hy doen die een onmoontlike toertjie na die ander. Asof dit nie moontlik is nie, is die een nog moeiliker as die vorige een. Foutloos voer hy dit uit. Die ringmeester kondig aan, "Dames en here, nou gaan die touloper met 'n fiets van die een kant na die ander kant toe ry. Wie van julle is oortuig dat hy dit sal regkry?" Die hande in die gehoor skiet soos een man op. Gegeewe sy briljantheid tot nou, lyk die kanse goed dat hy dit sal kan regkry. Dan vra die ringmeester, "Goed so, nou soek ek 'n vrywilliger uit die gehoor, wat op die touloper se skouers sal sit, terwyl hy die toertjie doen." Wie dink jy sal in die gehoor hulle hande opsteek? Sal jy een hand sien opgaan? Dit is die verskil tussen 'n geloof en 'n oortuiging. Om 'n oortuiging te hê, beteken dat ek my hele lewe lank kan deurgaan sonder om ooit uitgevang te word, dat ek twyfel. Ek kan al die regte dinge sê. Ek kan soos en saam met die kerk bely. Ek kan mooi woorde spreek. Maar om te glo, om te vertrou, beteken dat ek alles op die spel plaas. Opstaan uit die boot en 'n eerste tree op die water gee.
Maandag praat ons verder hieroor. Hemelse Vader, ons lees die verhaal van Petrus wat 'n eerste tree op die water gee. Ons elkeen moet vanoggend bely. As dit ons was, as dit ek was, sou ek ook na die golwe kyk. Sou vrees my ook beetpak. Help ons om ons oë nie van U af te haal nie en U te volg. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.